Aan al ons mamas, oumas, ons wil vir julle sê, mag julle 'n spesiale Moedersdag hê en dankie vir alles wat julle vir ons doen en beteken. Ons waardeer julle en ons sê dit nie genoeg nie. Ons sê dit nie genoeg nie. Ons like julle kwai. Dat papa 'n seun en 'n pa ry in 'n kar en hulle is op pad iewers heen en die pa sê die heeltyd baie goeters, maar hy laat die seun voel asof hy alles weet. En die seun kom by die huis aan en hy sê vir sy ma, hy sê, mamma, weet as ek saam met papa in die kar ry, dan laat hy my voel asof hy alles weet. Maar dan kom ons by die huis, en dan sodra ek hom ietsie vra, dan sê hy, gaan vra jou ma. So, dis eintlik mamma wat alles weet, ek het so gelag. Maar ons is lief vir julle, en ek het gedink, hierdie is 'n geskikte geleentheid, om bietjie te praat oor wat 'n vrou se rol is in die samelewing, maar ook in ons huishoudings. Weet, ons het as gevolg van wêreldse invloede en die wêreldse standaard van dinge doen, het ons vrouens op 'n plek gekom waar hulle onvervuld voel, waar hulle die hele tyd gedryf word deur allerlei ander dinge, want hulle voel nie en ervaar nie hierdie vervulling in hulle lewens nie. Daar's hierdie leemtes en ek dink die wêreld het vrouens verklein neer en geminag die rol wat hulle speel en daarom is waarheid so belangrik. En ek wil klem lê op waarheid, want ek dink baie mense as hulle na enige kerk toe gaan, dan voel hulle, want weet jy wat, daai ou praat nie die hele tyd oor sonde, maar dit is nie die geval nie. Die rede hoekom daar uit die skrif uit geleer word, is sodat ek en jy kan groei in wat geregtigheid is. Onthou, Jesus Christus het ons vrygemaak en vrygekoop, en ons het hierdie nuwe skepping geword, maar wat het ons nou nodig? Wel, volgens die Nuwe Testament en Paulus se woorde is ek en jy moet groei in geregtigheid. En al hoe ons gaan groei in geregtigheid is wanneer jy waarheid in die bring en dan sondes in die lig bring. So sonder waarheid kan niemand verander nie. Ons het hierdie waarhede nodig om te groei en om te ontwikkel. Want dit help nie ons is gered, maar ons lewe so skurke nie. Ons is nuwe skepings wat God moet verheerlik en daarom het ons hierdie waarheid nodig. So ons moet na die Bybel gaan kyk oor wat was God se idee vir vrou en maas wees. En want onthou, ek preek nou vir jong meisies, ek preek vir jong tienermeisies, hier sit hulle, hier is heel wat hierso, en dan vir vrouens wat nog gaan trou, en dan vir dies wat getrou het wat nog maas gaan word, en vir die maas wat oumas gaan word. So, ek preek vir elke vrou hierso, maar ek gee vir ons as mans 'n bietjie insig en perspektief oor wat 'n vrou se rol is, want Vadersdag is op pad. So ons gaan 'n bietjie gesels. So mamma, kom weer en bring vir pappa. Okay. So ons wil weet, wat is hierdie hoog en heilige taak? Nou hierdie is 'n goddelike roeping en vanmôre se tema is 'n goddelike roeping. Dit is 'n besonderse gawe en eer wat God aan ons mammas en ons vrouens op hulle geplaas het vir hulle om te vervul en in te beweeg en in te stap. Weet, moederskap is 'n bediening wat generasies vorm vir Christus. En dit op syself is 'n baie gelaaide stelling. Moederskap is 'n bediening wat generasies vorm vir Christus. En so as jy nou gedink het dat ma wees is maar 'n eenvoudige ding. Ons gaan kyk na wat die woord sê. So nommer 1, moederskap is 'n goddelike roeping. Psalm 127 vers 3 en 4 sê die volgende, hy sê, children are a heritage from the Lord, offspring, a reward from God. Like arrows in the hands of a warrior, all children born in one's youth. Dis al daai gedeelte kom, my quiveries voel. Dis wat daardie ding vandaan kom. Maar dit is wat dit is. Ek voel partykeer dat vrouens voel dat om kinders te hê of om kinders is ietsie wat jou ontbreek van jou drome. Maar jy moet verstaan, hierdie was een droom wat God vir vrouens gehad het. En as jy die voorreg het om 'n ma te kan wees, dan moet jy verstaan dat hierdie is 'n voorreg, 'n droom wat God oor jou het. En dit is nie 'n lae roeping nie. Hierdie is nie net tydelike opofferinge en sulke goeders sodat jou lewe is aan hold geplaas en nee, hierdie is deel van jou mandaat, hierdie is deel van die instruksie. Hierdie is 'n heilige vertroue wat God in jou geplaas het
om dan hierdie generasies tot eer en verheerliking van die Here kan grootmaak. Dit is waarna hy verlang. Hy verlang en wil hê dat jy moet verstaan, hierdie is 'n lewenslange vertroue, 'n toevertroue wat hy in jou het om hierdie kinders groot te maak in sy weë. En daarom is dit 'n lewenslange bediening van rentmeesterskap in ewige siele. Jy moet verstaan dat elke persoon wat gebore is 'n ewige siel. Daar gaan nie 'n dag kom waar net niks gaan mee gebeur of dis nou die einde of nou is alles klaar nie. Nee, ons gaan vir altyd, vir ewig aanhou lewe. Dit hang net af waar. Een gaan in die teenwoordigheid van God lewe en hy gaan vry wees en gelukkig wees en hy gaan vervuld wees en wonderlike dinge gaan daar gebeur. Goeders wat ons nie eens kan beskryf met ons woorde nie. En by the way, as jy uitstap, hierso is ons Afrikaanse taal het 100 jaar geraak en ons is trots daarop om Christus in Afrikaans te vertaal. So as jy uitstap, gryp 'n pen, moet nou nie iets op daai gaan sien, jy moet ietsie skryf daar. Ons wil dit teen die mure hang. Ons wil vir die ouens wat nog kom na ons, wil ons sê, jy toe Afrikaans 100 jaar geword het, daai Sondag, toe skryf hulle mooi Afrikaanse woorde neer om Christus te beskryf. Maar nie daar gaan sê, braai is lekker nie. Ek beloof jou, oor 'n jaar gaan hulle weet braai is lekker. Beskryf die Here met 'n mooi Afrikaanse taal. So, doen moeite as jy uitstap, nie nou nie, wanneer jy uitstap, gaan Google, give me a nice word in Afrikaans for ietsie. Okay, so beskryf die Here mooi in Afrikaans. En skryf mooi, met jou mooi handskrif, né? Okay. Maar ons praat oor rentmeesterskap en dit is wat God vir ons toevertrou, ewige siele. So die ene gaan vir altyd en vir ewig in die God se teenwoordigheid wees en die ander ene gaan in pyn wees. Vir altyd. Vir altyd. Ons kan dit nie, ons het geen begrip vir hoe lank dit gaan wees nie. Vir altyd. En dit is hoekom moederskap so uniek is, maar so belangrik is. Psalm 139 sê daar so vers 13. Hy sê, for you formed my inward parts, you wove me in my mother's womb. I will give thanks to you, for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works, and my soul knows it very well. So ons sien, die God het ons saam geweef in ons ma se moederskoot, en dan Ephesians 2 vers 10 sê, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus for good works, which God prepared in advance for us to do. Nie net het hy ons geskape nie, in die moederskoot nie, maar hy het ook ons gered. Hy het ons gered, hy het homself aan ons geopenbaar, hy het mense gebruik om ons bewus te maak van God, maar dit was die oomblik toe die Heilige Gees Christus aan ons openbaar as saligmaker en verlosser, en daardie oomblik toe ons hom erken, en ons bely ons sondes en ons neem hom aan, toe is ons gered, en daarom stap ons aanhoudend in goeie werke en goeie dade. So hy het ons voorberei vir wonderlike dinge, maar ouerskap kan ook so beskryf word as a sacred mission field where the gospel is planted daily through love, correction and truth. En hoekom is hierdie dinge so belangrik? Hoekom is liefde so belangrik? Want dit is een van die maniere hoe die evangelie in mense se lewens geplant word. So binne 'n huis waar liefde waar ouers kinders liefhet en mekaar liefhet. Liefde bewys vir kinders dat God se genade werklik is. Want ons is konstant besig om vir ons kinders goeders te doen en te gee wat hulle nie verdien nie. Hulle verdien nie baie keer as kinders in 'n tipe van 'n houding moes gewees het soos wat ons party van ons huwelike lyk, gaan ons kinders arm doodgaan en arm krimpeer en net daar so eenkant geskei word. Want sien, baie keer in ons huwelike is ons mos op daai verbruikersverhouding. As jy insit, gaan jy iets uitkry. Maar ons kinders beleef nie dit nie. Hulle beleef genuine liefde. En dis my kindertjies, as hulle gesindheid, eendag is ek die Here, die volgende dag is ek net 0 op 'n kontrak. Maar nie een keer verander my gesindheid teenoor hulle nie. My gesindheid is konstant. Ek is lief vir jou. Ja, maar ek haat jou. Ek gee nie vet om wat jy nou sê nie. Ek love jou. Ek wil nie nou by jou wees nie. Ek wil by jou wees. Elke dag van my lewe, elke oomblik van jou lewe. Raai wat? Ons gaan 'n huis bou en ons gaan 'n plaas koop en jou huis gaan langs my huis wees en raai wat?
Nee, dit is hoe ons voel oor hulle. Ons wil hulle iets gee wat hulle nie verdien nie. My totaal, al my aandag, al my liefde. Ek gaan al my geldjies gebruik vir julle. Party mense noem dit manipulasie. Nou. Maar ons gee ons kinders iets wat hulle nie verdien nie, nê. En korreksie, hoekom is korreksie so belangrik? Wel, dit leer ons dat God regverdig is. Daar is boundaries, daar is oortredinge. Wanneer jy iets verkeerd gaan doen, ek gaan jou roep en ons gaan oor hierdie saak praat, want daar gaan gevolge wees vir jou aksies. Jy gaan nie wegkom met dit ding nie, want hoekom? Want niks en niemand kom weg by die Here nie. Sonde gaan gestraf word. En dit is hoekom dit belangrik is dat binne ons huis het ons hierdie kultuur waar reg is reg en verkeerd is verkeerd. En as ek jou iets gevra het om dit nou te doen, dan doen jy dit nou, anders gaan daar gevolge wees. Want die Here gee vir ons instruksie. Ek laat leer my kindertjies hierdie ding. Ek sê vir hulle, hoekom vra ek jou op ongeleë tye om ietsie vir pa te doen? Ek weet die pa is as pres. Pa wil nie, ek moet my storieetjie klaar kyk nie, hy haat my. Ek haat jou nie. Maar op ongeleë tye vra die Here vir ons om van goeders af weg te stap. En om dinge vir hom te doen, om iets te sê, om 'n aksie te doen, om een of ander ietsie, om op een of ander geleentheid gaan God iets vra en dit gaan vir jou baie moeilik en ongemaklik wees. En wat gaan jy doen? So I'm training you in righteousness. Want dit is hoe regverdige Christene optree. Dit is hoe 'n wedergebore kind van God optree. Hy wag nie op wanneer dit gemaklik is nie. Hy doen dit in die hitte van die oomblik. Hy het na oomblikke wanneer dit vir hom baie gaan kos, dan doen ons goeders. Dis wie ons is. En dit is hoekom korreksie so belangrik is. En natuurlik waarheid. Waarheid wys vir hulle wie God is en wat hy sê. Jy voed jou kind met die skrif. Nie net met jou kultuur nie. Nie net met die wêreldse dinge nie en die standaarde van die wêreld nie. En ek dink byvoorbeeld aan 1 Samuel, hoofstuk 1 vers 28. Nou, as jy nou House of David gekyk het, ek het dit verskriklik baie geniet. En ja, nie alles wat jy sien in die Bybel staan noodwendig daar nie. Hulle moet 'n storieetjie maak want ons verstaan nie die gaps nie, maar nietemin. Dit is vir my 'n mooi voorbeeld van Samuel. Samuel is die enigste profeet in die Ou Testament wie al sy profetieë het in vervulling gekom. Nie Elias se nie, nie Jeremias, nie een van daai ouens, al hulle goeders het in vervulling gekom nie, maar Samuel se het. En so ons kan leer by dit, maar hoe wonderlik is sy ma. Sy ma Hanna kan nie kinders kry nie en sy voel bietjie agtergelaat terwyl die man haar verskriklik baie lief het, voel sy nog steeds agtergelaat en voel bietjie eenkant en mismoedig en al daai goedjies en sy gaan en sy val daarso by die tempel en ons was daar. Ons het die voorreg gehad om soontoe te kan gaan na daai plek waar Samuel groot geword het. As jy nou ooit in Israel was, dan gaan jy soontoe en jy sien nou nog gedeeltes daarso waar die ark gestaan het. Daar is nou nog 'n blok daar wat in die grond is en jy kan sien my voet daar so was die ark gewees. Hy was daar. Jy mag nie soontoe stap nie. Daar's nou nog pottery van die Israeliete en elke keer wanneer hulle bymekaar gekom het, want onthou, hulle mag nie weer die borde gebruik het nie, want dit was vetterig geweest. So al die borde is gebreek. So dis waar die Grieke hulle tradisies vandaan gekry het. So klaar geëet. Jippie. Dit is 'n wonderlike geleentheid. Jy moet gaan. Maar ons was daar, Shiloh is die plek se naam. Dit is waar Samuel groot geword het en jy kan sien dit is so op 'n koppie, dan sien jy die wingerde. Dit is soos tussen al hierdie klippe en niks nie, is net hierdie wingerde. Dit is die awesomeste plek ooit. En so dink ek aan nou Samuel en Hanna en hoe sy gebid het en Eli is kwaad vir haar want hy dink sy's dronk en hy's net soos kom weg en sê en sy soos ek bid, ek breek my hart voor die Here en dan hoor die Here haar gebed en sy sê Here as jy vir my kind gee dan sal ek hom vir jou teruggee. En toe sy swanger raak, het sy haar woord gehou. En sien sy stap met hierdie gewete rond in haar baarmoeder, stap sy met hierdie gewete rond van hierdie is my kind, maar hy's nie my kind nie, hy's God se kind. Jy weet hy word aan my gegee en ek kry die voorreg om 'n ma te wees, maar hy's nie myne nie.
Hy's die Here se. En hoe intentioneel moet jy vir daai paar jaar wat sy die voorreg gehad het om hom groot te maak, voordat sy hom tempel toe gevat het en vir Eli gesê het, hierso is my kind. Hy's hierso, hy's vir die Here, hierso, om in diens in die tempel gebruik te word. Hoe moes sy geleef het? Elke keer wanneer sy na hom gekyk het, dan sien sy, wow, ek moet hom groot maak, maar die kennis, dat hy die Here gaan dien in die tempel. Hy gaan iets vir Israel beteken. Min het sy geweet hoe groot 'n impak Samuel in die geskiedenis van Israel gaan hê. Maar jy moet verstaan, sy sê, hierdie kind is my, hy's myne, maar hy's nie myne nie. Ek is net 'n tydelike instrument, waardeur God hierdie kind se storie begin skryf. En so dit is wat sy natuurlik aan dink, en so, 'n moeder se roeping is om 'n kind voor te berei vir sy toekoms. Jy skryf iemand se toekoms. Jy's besig om iemand te help vorm vir sy toekoms. En dit is wonderlik, en dit doen ons natuurlik deur invloed en voorbeelde te wees en waarheid en tugting en hartseer en trane en al hierdie goeders gebruik God om hierdie goeders te doen. Maar die tweede ding is die fondasie van goddelike moederskap is die vrees van die Here. Hierso is 'n mooi, iemand het ietsie gesê, hy sê hierso, family is a signpost, pointing to God's greater family. Parenthood is ultimately about reflecting the Father's love and discipline. En ons sien dit, so jy moet verstaan dat om 'n familietjie te wees is nie net 'n sosiale eenheid nie, dit is nie net sommer iets nice in die samelewing nie, nee, dis 'n teologiese getuienis van waarheid en wat werklik is, van hier is hoe ons Christus uitbeeld, en hierdie ding wat nou net met my gebeur het, wel dit het ook met die Israeliete gebeur, dit het ook met die kinders van die Here gebeur, en kyk hoe God opgetree, so ons leer hierdie goeders by die Here. En as jy jou kind vergewe, dan is dit 'n beeld wat hulle sien van hoe God ons vergewe. En wanneer ons sonde aanspreek, is dit hoe God sonde aanspreek. En so jou huis is 'n klein kerkie, dis 'n klein plek waar die evangelie bespreek word, maar ook gesien word. En dit is wat belangrik is. So die pad na goddelike moederskap en vrou wees, begin in die hart van elke persoon. So jy moet verstaan, om 'n goddelike man of vrou te wees, begin in jou hart. Is jy 'n godvreesende persoon? Jy kan nie 'n goddelike persoon wees sonder om godvreesend te wees nie. Dit is onmoontlik. Hoekom? Want die dinge wat vir God belangrik is, gaan nie noodwendig vir jou belangrik wees nie. Dit is nie. Dit is altyd dit is 'n ontydige storie, dit is nie nou lekker nie, die situasie druk my om eerder in 'n ander manier op te tree, of wat ook al, maar sien, om 'n godvreesende persoon te wees, is om selfbeheersing te hê, om te weet wat reg en verkeerd is, om te doen dit wat vir God belangrik is. En dit is die kernwaarde van goddelike vrouheid. Is nie die uiterlike skoonheid of die bubbly persoonlikheid of die prestasies en suksesse wat vrouens behaal nie, maar dit is die vrees van die Here. En as ons gaan kyk na Spreuke 9 vers 10, dan sê hy daarso, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One understanding. Spreuke 31 vers 30 sê 'n mooi ding, hy sê, charm is deceptive, and beauty is fleeting, but a woman who fears the Lord is to be praised. En dit is wat belangrik is. Sien, daar's ons nog 'n ding wat ons kan sê. A woman who fears the Lord is not preoccupied with self-promotion, comparison, or external charm. Her life is hidden in God, and therefore she nurtures not from emptiness, but from fullness. En dit is wat belangrik is. So as jy 'n persoon is wat jouself die heeltyd, jy's heeltyd besig om jouself te vergelyk met iemand anderste, dan moet jy weet, daar is al klaar leemte, daar is iets wat jy nie verstaan rondom godvreesende vrou te wees nie. Jy kry nog, jy het nog nodig aan sekere affirmations van die wêreld, jy het nog hierdie bevestiging nodig in jou lewe. Kry jou affirmation van die Here, word bevestig deur die Here, laat hy die grootste inspraak in jou lewe wees, en nie die sosiale wêreld nie, net asseblief nie social media nie. Jy weet hulle lieg vir jou. Niemand kan so happy wees altyd nie. Niemand is altyd op vakansie nie. Hulle lieg vir jou.
Hulle het mos nou al gewys, die ouens wat fotootjies neem, daar's eintlik 'n halwe vliegtuig iewerste en hulle gebruik hom as 'n prop, dan lyk dit of iemand die hele tyd op vakansie is. Oh, going to Mauritius. On my way to Greece. Lieg vir jou, dis hierso en hier net die af van die pad is daar 'n ding, jy kan nou daar gaan fotootjies neem. Maar die Spreuke 31 vrou is ons vrouens se standaard. Ons het vrouens, ons het mans, as mans is al mans in die Bybel, mansfigure waarna ons kyk in die Bybel en ons sê, dit is wat God op my hart druk, dit is 'n tipe man wat ek moet wees. Vir die vrou is daar ook, daar's profete, daar is mense in die Ou Testament, ons het ons Esters en ons het hierdie en ons het daai en ons het ons rit en ons het ons ritkonferensies en ons het ons Esters en Esterkonferensies, alles en dit is wonderlik. Maar die Spreuke 31 vrou is die standaard vir ons vrouens. Dit is 'n vrou wat 'n voorbeeld is van wysheid, krag en haar versorging en haar produktiwiteit. Alles gebore uit die vrees van die Here. Dit is wat sy op die tafel sit, dit is wat jy kan verwag van haar. Haar arbeid en haar huishouding, haar woorde, haar versorging, vloei alles vanuit die gewortelde eerbied aan die Here. En dit is waarna ons verlang. Ons kerke het dit nodig, ons samelewing nodig, ons families en gesinne het dit nodig. Hierdie vrees van die Here, wat doen dit? Dit vorm ons prioriteite. Dit bepaal ons waardes. Dit beskerm ons teen eie wil, om selfgesentreerd te word, om die hele tyd te wil hê wat jy wil hê en nou te wil hê. Dit rig ons energie na dinge wat ewige waarde het. En so dit is hoekom die vrees van die Here belangrik is. Hierso staan ook geskryf, the woman who fears the Lord submits her plans to his will, her heart to his truth, and her life to his glory. Dit is wat jy kan verwag wanneer jy so bewus is van God, dat niks tussen jou en die Here moet kom nie. Dit is hoe dit lyk. En daarom sê ek weer eens, pas op vir likes en ouens wat baie volgelinge het op sosiale media. Ek het 'n uitstekende ding verlede week gehoor. Likes and followers doesn't mean authority and truth. Onthou, in ons laaste dae, moet jy verstaan, jy gaan mense kry wat geweldige inspraak het in die Christenwêreld, in die kerk in. Maar dit beteken nie hulle dra die vrug van bekering en geregtigheid nie. Ons gaan nie noodwendig weet of hierdie ou die pad stap of nie. Terwyl hulle 'n klomp goeters, daar's content, daar is kennis, ons het kennis, en jy kan daai kennis so goed oordra, dat dit lyk asof dit jou openbaring is, en dat dit lyk asof jy die pad stap, maar jy ken nie daardie persoon nie, en baie keer dan sal ons advies ontvang, en hulle sal ietsie sê, en dan is dit eintlik 'n saad van ongeregtigheid. Daar is nie vrug daarop nie, en in jou lewe saai dit en kweek dit rebellie. Ons dink byvoorbeeld aan vrouens op sosiale media, sterk vrouens, feministe wat opstaan en sê, weet jy wat vrou, as daai man so en so en so en so met jou is, weet jy wat moet jy doen? Los hom net daar, los hom, kry vir jou 'n nuwe ene. Dan as jy gaan kyk na wat sê hulle alles, die detail, die opskrywing van wie hulle is, Bybelkenner, pastor hier en 'n ding daar en alles, dan is dit die onmin wat hulle saai in die liggaam van Christus. So jy moet verstaan, net omdat hulle baie likes en followers het, beteken nie dat hulle dra die vrug van bekering of die vrugte van geregtigheid nie. Pas op, gebruik jou vrees van die Here om onderskeiding, om te discern is die Engelse woord. Discern wat hierdie persoon sê. Waantoe is hulle besig om mense te lei en af te stuur? Want ek wil vir jou sê, die goed wat ek partykeer hoor, maak my, ek raak bang. Tweede ding, Godvreesende moeders dra opregte geloof oor. 2 Timoteus 1 vers 5. Awesome. I'm reminded of your sincere faith and faith that dwelt first in your grandmother Lois and your mother Eunice, and now I am sure it dwells in you as well. Weet jy, hierdie is vir my so 'n mooi beskrywing van 'n gesonde familie. Ons sien die impak wat 'n ouma het op Timoteus, die kleinkind. En natuurlik die ma ook, en hoe hulle 'n rol speel in hierdie jong man se lewe. Dat hy natuurlik een van die grootste gemeentes gehad het in Efese, en hy 5000 mense gehad, en hy was maar 21 gewees. 21 jaar oud, en hy sit met 'n gemeente van 5000 mense, en dit is alles te danke aan die invloede van gelowiges op sy lewe, vorige generasies wat betrokke is,
en inklim. En nie net jy, want jy kry daai ou maatjie wat sê, dis nou jou beurt, mamma is klaar. Nee, dan stop ons. Die invloed stop, alles stop, die hallows, alles stop net, want ek het jou gehad, en ek moes my lewe op pause gedruk het, en jy het my van soveel, en party maas, laat jou dit voel, jy het my beroof van groot drome. Mama, ek was die aand toe ek gemaak is nie, ja. It was not my fault. Nee, jy het my lewe ontwrig. Mama, ek het nie vir jou gesê, wees losbandig nie. En hulle laat jou voel, jy het hulle lewe, ek hoor my weer vir borsie se mamma deurkom. Die pyn, die lyding, ek moes my sakgeltjies vat en vir jou doekies koop. Ek moes die hele tyd myself in die spieël kyk en sê, staan op Jennifer. Jy kan dit doen. En nou sê getroud, bye! Nee, dit is nie wie ons is nie. En ons doen nie sulke dinge nie. Hierdie vrou, Louise, raak betrokke in Eunice se lewe en sy's daar. En ek dink byvoorbeeld aan ons gesin. Ons gesin is amazing. Wanneer dit eksamentyd is, dan ek maak die kos, doen allerhande ander dinge. My skoonpa kom, hy kyk, hy's besig om preke by ons huis uit te werk. My skoonma kom en sy's besig met Bella en hulle leer wetenskap. Justine is besig met die ander enetjie en sy doen dit. Ek vat die heel kleintjie want ek kan nog laerskoolwerk doen. En dan doen ek die wiskunde en die goedjies en allerhande goeders. Ek het wel al in die moeilikheid gekom want ek verstaan nie al hierdie nulle en goeders wat jy moet nou 1000 vat, dan moet jy eers die 1000 uitskryf. Dan kan jy die 600 vat, dan moet jy eers 600 uitskryf. Dan se 30, dan moet jy 30 en dan 1. En ek het nie geweet hulle moet dit so doen. Ek leer vir haar my kortpad maniere en Justine sê, "Wat leer jy die kan?" Ek het so 'n stukkie antwoorde. Sy sê ek leer is reg, maar jy moet dit nie so doen nie. Dis soos my kind kry alles reg. En dit vat 2 keer minder die tyd. En maar toe kom ek agter, ek was verkeerd. My antwoord's reg, maar ek's verkeerd. Ek sê weer, my antwoord is reg, maar ek was verkeerd. Anyway, so blykbaar gaan haar wiskunde meneer nie dit verstaan nie. So, in elk geval. Maar dit is hoe dit lyk wanneer 'n familie moet betrokke is. Die ouma staan nie terug en sê, lekker, nou moet jy suffer nie. Nee, ons raak betrokke en ons klim in en ek kan hoor partykeer. Partykeer as daar 'n leuen inkom, dan sal my skoonma sê, nee, Bella, hierdie is die waarheid. Want dan's Belly dalk miskien op 'n plek waar sy sy sukkel met hierdie ding, of sy sukkel om hierdie ding te verstaan. En dan sal sy dadelik iets sê wat sy glo, en dan sal my skoonma sê, nee, dis dit, dis hoe dit is, dis wie jy is. En dit is wie God is, en dan kom daar die disipelskap in plek, en ek kan dit sien, so ons is besig om generasies op te rig vir die Here, maar dit is hoe dit lyk. Sien, om 'n ma te wees, word regdeur getrek, want sien, jy's besig om ware aanbidders te kweek, in gees en in waarheid. En dit is hoekom jy betrokke bly, en dit is hoekom jy goeders moet doen, and children are not projects to be managed. Ek dink ons is baie bestuurders, en ons is goeie bestuurders, we manage a lot of things, but they are souls to be shepherded. Hulle is siele wat geherd moet word. Ons moet hulle so beskerm. Die moederskap is 'n langtermyn, lewenslange roeping van vorming in hart en verstand en karakter en gewete. En dit is hoekom dit so belangrik is. Luister mooi na hierdie ene. If I teach my son or daughter to keep their eyes on the ball and not their eyes on Christ, I have failed as a parent. Luister mooi, sportkultuur. Dankie. Luister mooi. As daar nou een ding is waarmee ons sukkel in die Weskaap. Nie so baie in Vogtwil nie, want daar was ons sport nie baie goed gewees nie, maar hier met al hierdie mooi posh skole om ons. As daar nou 'n ding is waarmee ons as kerke sukkel, weet jy dat ons moet ons kalender aanpas by die skole. Al ons
alles wat ons doen by ons kinderkerk en by ons tieners, moet ons aanpas by die skole se programme. Want hulle vat al die naweke. Elke naweek is sport, elke naweek is een of ander sportkliniek, elke naweek is dit en dat en daai. Ons is besig om met sport te kompeteer en ons is nie veronderstel om dit te doen nie. As jy op die beheerlaag gaan of 'n raad of 'n lid of 'n ding is of 'n dat is of jy is die hoof of 'n onderwyser, ons is besig om te kompeteer. Verhouding met God is besig om te kompeteer met sport. En dit is great want ons het almal kinders en ons stel belang in hulle belangstellings. En ons wil sien dat hulle floreer en sportief is en BP klere kry en miskien enige springbok. Want wie wil dit nie hê nie? Maar nie ten koste van verhouding met God nie. As ek en jy as ouers so baie belangstelling toon soos wat ons belangstelling betoon en ondersteuning gee aan hulle sport en hulle kultuur, as ons daai energie kon gebruik het ook vir die Here, wonderlik. Maar ons het nie. Ouers, jy stel meer belang in jou kind se sukses in onder 9 krieket as wat jy doen om hom hier in die kinderkerk te kry sodat hy Sondag 'n waarheid kan leer wat sy lewe verander. Jy is meer betroubaar om George toe te vlieg of Pretoria toe te gaan vir 'n hokkiewedstryd. Maar jy sal nie Sondagoggend of Sondagmiddag vroeg opstaan en jou kind hier kom aflaai nie. Want jy's moeg. Maar die hokkietoer, die vliegtuigkaartjies, die Pretoria en die klomp samesyn saam met mense kos jou duisende rande. Maar dit is prioriteit. If you are teaching your child to keep their eyes on the ball and not on Christ, you are failing. Want eendag, want jy moet verstaan, ons sportkultuur is so awesome in ons land en ons love it. Ons is 'n sportnasie. Ek is 'n sportpersoon. Lyk nie so nie, maar kyk dit kwaai. Love it. Ek het golf gespeel. Ek was 'n golfer. Ek kan nie glo, dit is soos, ek hou van preek, maar ek staan voor 1 miljoen mense en speel 'n gitaar. Weird. Ek hou van rugby, nie ver gekom nie, maar golf, toe kom ek en ek het toe presteer. En ek onthou net die geweldige trots wat daar is rondom sport en kultuur. Maar ons partykeer neerkyk op iemand wat nee dankie sê vir groepsdruk. En ons daai goeders nie raak sien nie. Ons prioriteite is nie in plek nie. Ons is besig om goeders te vier wat nie nou geselebreit moet word nie, want die karakter is nie daar nie. Mense is trots, hulle brag, hulle is alles wat God sê ons moenie wees nie. Dit word gevier. Maar die ouetjie wat stil in die hoekie, dag vir dag geboelie word, omdat hy nie goedkoop is nie, omdat hy nie sy knie onder druk gaan buig nie, omdat hy nie nou gaan dronk word en losbandig wees nie. Ons kyk op hom en sê, daar's fout met jou. Sien, my en jou mandaat is om goddelike kinders op te rig wat gebalanseerd is. Want eendag, omdat hy nou sy enkel gebreek het in matriek, kan hy nie meer hokkie speel nie. Hy kan dalk nie meer fietsry nie. Hy gaan nie meer cricket speel of rugby speel soos wat hy gedink of gehoop het nie. Want sien, van al hierdie skole in ons land en in die wêreld, is daar 7% van hierdie sportsmense wat verder beweeg, wat provinsiaal gaan maak en miskien 'n lewe gaan maak. 1% van daardie 7% gaan actually wel afwees en gaan die room wees. Hulle gaan lewe op lekker plekke, hulle gaan die vakansies hê baie ver, want hulle het gewerk vir dit. Wonderlik. Maar die ander 93% gaan sukkel met drank en dwelms. Want ek is nie goed genoeg nie en ek het dit nie gemaak nie. En ek het my pa so teleurgestel en hulle het alles ingesit en ek kon dit nie maak nie. Ek is nie goed genoeg nie. Hulle gaan soveel shame en condemnation hê, want sien, dit is wat ons geselebrate het. Ons het nie die wonderlik, toe jy my R20 betaal het en die tannie gee vir jou R50 kleingeld. Ons gaan nie daai goed celebrate wanneer hy teruggaan en sê, tannie, tannie het 'n fout gemaak.
ek moet eintlik R10 kry, dan het vir my R50 gegee. Ons gaan nie daai ene sien waar die seentjie iets bygee, waar hy nie net wil vat van die meisiekind nie, waar hy sê, ja, slag, jy's nou 'n lekker chick, kom ons gaan jol, kom poppie, ons gaan nie dit celebrate nie, want sien, dit word in die sport word dit gecelebrate. Hoeveel keer kom sportmanne weg met staf van ongeregtigheid, goeders wat nie daar hoort nie, maar dit word gevier, want hy is 'n sukses op die rugbyveld, of op die atletiekbaan. Ons prioriteite is nie reg nie. Shame on us for doing that, for allowing those things. Dan die laaste ding, die arbeid van 'n goddelike moeder is nooit te vergeefs nie. Ek weet, die sit vrouens hier vandag, julle moet die huis regruk, julle moet suksesvol wees in julle loopbane, die kindertjies moet ons deur 'n ring kan trek en al daai goeders. Julle het baie bagasie wat julle dra, emosionele goeders wat julle op julle dra, dan moet julle nog seksie en mooi lyk vir die mans ook. Daar's baie goeders wat julle moet doen. Maar hier is die ding, en ek dink nie mense besef dit altyd nie. Maar jy's baie gereeld op daardie plek waar jy voel niemand sien jou raak nie. Doen verskriklik baie goeders, maar dit voel vir jou so gereeld, niemand sien jou raak nie. Jy's gereeld op daai plek waar jy nagte aan wakker lê oor spanning, want jou man is nie besig om sy kant by te dra nie. Hy's nie besig om die lading te deel nie. Hy los dit op jou. Jy's gereeld op daardie plek waar jy dieselfde instruksies oor en oor moet herhaal. Jou kommernisse, jou vrese, maar niemand hoor jou nie. En dit laat jou weer alleenig voel. En ek is jammer om dit te sê, maar daar's baie mense wat hier is vandag. Die man het saamgekom. En hier sing ons prys die Here, loof die Here en alles wat mooi is, maar wanneer ons uit hierdie gebou uitstap, dan is daai vrou weer alleenig. Dan sy alleenig by die huis, alleenig in die huwelik. Sy voel sy maak die kinders alleenig groot. Sy voel die verantwoordelikhede om die huis is net hare. Die man stel nie belang nie. Hy verdien 'n goeie salaris want sy pappie was ryk geweest en hy het nie hoef te gewerk om die pos te kry nie. En nou sit hy hierso. Kom kerk toe, maar dit gaan hier in en dan gaan daar uit. En ons baie sulke vrouens wat dalk hier is vanmôre, miskien online. Jy weet waarvan ek praat en jy's hartseer, jy huil gereeld wanneer niemand dit sien nie. En soms wonder hoekom jy al hierdie dinge doen. Hoekom? Op Psalm 56 vers 8 sê, hy tel elke traan. Hy tel elke traan. Hy sien alles raak. Hebreërs 6 vers 10 sê, jou arbeid in die Here is nie te vergeefs nie. Elke keer wanneer jy vergewe en jy het nie die krag gehad om dit te doen nie. Elke keer wanneer jy vir kinders bid en vir jou man bid en dit lyk of niks verander nie, niks gebeur nie. Elke keer wanneer jy 'n Bybelse versie fluister, want hy sê die hele tyd, ag moet my net nie met die Bybel gooi nie, ag moet net nie weer nie. Elke keer wanneer jy ietsie fluister in die huis en iets doen om daardie dinge weer beter te maak, God is daar. Hy neem kennis. En God werk saam met jou. Die feit dat jy 'n wedergebore kind van God is, beteken jy is nie alleenig nie. Ma, vrou, ouma, jy is nie alleenig nie. Jou werk vir die Here is nie te vergeefs nie. Jy is besig om ewige saad te saai. En God wil jou vanmôre bemoedig en sê, moenie ophou nie. Moenie ophou nie, want ek sien dit en ek gaan beloon. Eendag gaan jy beloon word. Hou moed. Plant daai saad. 1 Korintiërs 15 vers 58 sê, therefore my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. Selfopoffering in die huis is geestelike oorlogvoering teen selfsug, oppervlakkigheid en wêreldse definisie van sukses. Elke keer wanneer jy bereid is om iets vir iemand te doen, al is jy nie lus nie, al voel dit jou voete brand en jy's moeg en jy het ook 'n harde dag en 'n moeilike dag gehad by die werk, waar niemand in elk geval oor jou worry of omgee of hoe hulle jou laat voel nie. Wanneer jy dit by die huis doen, besef hierdie ding. Jy is besig om te doen wat Christus gedoen het vir ons. Jy is besig om iets te doen vir iemand wat nie dit verdien nie. Jy is besig om ware liefde te openbaar. En dit moet gehonour word, dit moet geselebreit word.
Ouerskap is nie net opvoeding nie, dis geloofsoordrag. Die onsigbare werk van moederskap is juis waar geestelike nalatenskap gevorm word. Mense sien dit raak. En ons, van ons kant af, die kerk se kant, gaan ons dit mee seëvier. Oumas wat betrokke raak in kinders se lewens, what a blessing. Moenie ophou nie, hou aan. Jou werk is nog nie klaar nie. Totdat jy nie jou laaste asempie uitblaas nie. Hou aan beïnvloed, hou aan leer, hou aan betrokke raak. Steek jou hand op, sê ek sal ook na die kinders kyk. Stuur hulle na my toe, kom na my toe. En wanneer hulle by jou is, doen dit wat ouma Louise gedoen het, toe sy en Eunice na Timotheus gekyk het. Psalm 56 vers 8, hy sê, U het my om swerwelinge getel, sit my trane in U vles. God behou alles. Eendag gaan jy lag, eendag gaan jy dit seëvier, dit wat jy moes gedoen het vir jou familie. Maak jou kombuis 'n kansel, maak jou sitkamer 'n sendingsveld, en jou bedroetine, laat dit 'n liefdesdankofferdiens wees vir die dag. Hoe word ek 'n godvreesende vrou of moeder? Nommer 1, gee jou lewe volledig aan Christus. Nommer 2, bou jou lewe op die woord van God. Nommer 3, kweek 'n lewe van gebed. Nommer 4, wees 'n voorbeeld van berou en genade. In ons huis sê ons altyd, when you blow it, own it. Laat hulle sien, jy laat val die balle, jy maak verkeerde besluite. Bring daardie dinge in die lig. Moenie geheimsinnig wees oor jou teleurstellinge nie. Praat daaroor en sê ook hoe die Here vir jou gehelp het, wat die Here van ons verwag en hoe ons kan oorwin. Nommer 5, moenie wag nie. As jy getroud is met 'n man wat nie hierdie goeders toepas nie leiding vat in jou huis nie, moenie vir hom wag nie. Begin iets doen. Maar breek die Bybel oop, maak hom oop, praat oor ietsie. Gebruik die tyd wat jy saam met jou kinders het om hierdie waardes neer te lê. Moederskap is 'n bediening, nie iets vir die kollig nie, maar in die geheim. Dit is juist daar waar God sy mooiste werk doen. Wees getrou, want in die Here is jou arbeid nie te vergeefs nie. Kan die bedieningsspan asseblief vorentoe kom? As jy gebed nodig het, ons het 'n klomp mense gehad wat uitgekom het vir gebed na die tyd. Maar ons wil vra, moenie wegstap vandag hier so sonder om gebed te ontvang nie. Ons wil graag jou bedien. As jy 'n ma is en jy voel, wow, ek doen nie hierdie goeders nie, begin vandag. As jy 'n pa is en jy hoor wat alles verwag word van 'n vrou, wat is jou verantwoordelikheid? Hoe kan jy jou vrou ondersteun om haar roeping uit te leef by die huis? Wat kan jy doen? Hoe kan jy haar help? Kom ons werk aan daai prioriteite, kom ons sluit ons oë. Here, vandag leer ons weer iets nuuts en ons sien hoe belangrik ouers is en moeders veral. En Here, as mans wil ons om verskoning vra dat ons nie ons vrouens sien soos wat U hulle sien. Dat ons nie hulle ondersteun in hulle mandaat en hulle roeping om ouer te wees nie. Help ons om van ons kant af genoeg dankie te sê. Maak ons oop om te sien wat hulle alles vir ons doen en beteken. Help ons om hulle lief te hê, soos wat U die kerk lief het. Here, vir ons mamas, vir die vrouens wat nog nie getroud is nie, vir die vrouens wat nog vrouens gaan wees, getroud met 'n man, en vrouens wat nog mamas moet word, en vrouens wat oumas moet word. Help ons om al klaar hierdie goeders in ons lewens te hê. Elke vrou wat 'n invloed het op 'n gesin en op kinders. Jy is geroep tot 'n hoë roeping. Here, ek bid dat U hulle die krag sal gee om te onderhou, om deeglik en doelgerig te wees in dit wat U hulle geroep het om te wees. Dat hulle bekwaam sal wees om die werk te kan doen. Help ons families, Here, ons het U hulp nodig. Ons het U leiding nodig. Ons het U woord nodig.
Gee vir ons mense oor ons paaie wat staan vir waarheid, wat staan vir die evangelie van Jesus Christus, mans en vrouens en gesinne wat ernstig is oor verhouding met U. Laat hulle ons omring en ons beïnvloed tot 'n plek van vrugbaarheid. Heilige Gees, U weet wat is die tekort in ons gesinne en in ons lewens en ons vra vir U hulp. Help ons om daar 'n greep op daardie dinge te kry. Dit is ons gebed vanmôre in Jesus naam. En elke persoon wat 'n geliefde verloor het, 'n mamma verloor het, 'n vrou verloor het. Here, dankie dat U ook troos soos net U kan. Dankie dat U genees net soos U kan. En dankie dat ons altyd die goeie dinge sal onthou en die waardes wat hulle ons geleer het, dat ons dit nooit sal vergeet nie. Ons bid dit in Jesus naam. Amen en amen. Dankie dat julle gekom het. Ek hoop julle het 'n lekker dag en word lekker bederf. Dankie dat julle ons ook ondersteun, maar sien julle volgende week soos die Here wil. God bless. Bye bye.